Vandaag gaan ons 'n bietjie dieper delf in 'n spesifieke siening oor die persoonlikheid van God, een wat gebaseer is op die werk van Linford Beachey. Met hierdie skyfies gaan ons sy argument stap vir stap saam oopbreek om te verstaan presies hoe hy by sy unieke gevolgtrekkings uitkom. Goed, kom ons spring dadelik weg met seker een van die mees fundamentele vrae wat 'n mens kan vra: wie is God? Hierdie vraag is die absolute kern van die hele argument wat ons vandag gaan verken. En ja, daar is natuurlik tallose, komplekse antwoorde hierop, maar vandag se uiteensetting fokus op een spesifieke teks wat argumenteer vir 'n verhouding wat dalk eenvoudiger en meer direk is as wat baie mense dink. So, waar begin die skrywer? Wel, hy identifiseer eers wat hy as die sentrale probleem sien. Volgens hom is die grootste struikelblok vir 'n egte verhouding met God doodgewoon verwarring oor wie hy nou eintlik is. En hierdie aanhaling van die skrywer self slaan die spyker op die kop. Hy vra: hoe kan jy regtig sê jy ken God as jy hom sien as 'n soort onkenbare, geheimsinnige nevel? Dit is presies hierdie idee wat hy wil uitdaag. En hier is sy groot argument. Die kern van sy saak is dit: die ewige lewe, sê hy, hang af van jou kennis van twee afsonderlike, duidelik gedefinieerde persone. En die absolute fundament vir sy hele denkwyse, dit kom alles neer op hierdie een vers, Johannes 17, vers 3. Alles wat van nou af volg, bou op sy spesifieke interpretasie van hierdie woorde. Kom ons kyk dan nou na die eerste van hierdie twee persone, God die Vader, wat die teks voorstel as die absolute oorspronklike bron van alles. So, volgens hierdie interpretasie, as die Bybel praat van die enigste ware God, verwys dit spesifiek en uitsluitlik na die Vader. Hy is die beginpunt, die bron waaruit alles anders vloei. Kyk bietjie na hierdie eienskappe wat die skrywer hier aan die Vader toeken. Sien jy die patroon wat hier uitkom? Hy is altyd die een wat stuur, die een wat gee en die een wat aanstel. Hy is die uiteindelike bron van gesag en van lewe self. Reg, so as die Vader die oorsprong is, hoe word die Seun dan voorgestel? Wel, volgens die teks is Jesus Christus die uitdruklike beeld, die presiese afdruk van die Vader. Nou, die skrywer lê baie klem op daai verskil tussen 'n beeld en die oorspronklike. Dink daaroor, 'n beeld, sê hy, is 'n perfekte weergawe, ja, maar dis nie die bron self nie. Jesus is dus die perfekte weergawe van die Vader se persoon. Hierdie tabel sit dit nou so mooi langs mekaar en illustreer die verhouding briljant. Kyk net na daai duidelike patroon. Die Vader as die gewer en die bron en die Seun as die ontvanger en die erfgenaam. Dit versterk die idee van twee aparte maar ongelooflik diep verbonde individue. Nou, om hierdie idee van die Seun se oorsprong te staaf, bou die skrywer 'n argument uit Spreuke 8. En die logika gaan min of meer so. Eerstens, hy identifiseer Christus as die wysheid van God. Tweedens, Spreuke sê dat wysheid voortgebring is en sy gevolgtrekking is dus dat die Seun letterlik uit die Vader voortgekom het. En dit alles bring ons nou by die emosionele hart van die hele argument. Wat beteken dit alles vir God se liefde en die opoffering wat hy gemaak het? Goed, die skrywer gebruik nou 'n baie treffende analogie om sy punt oor te dra. Hy vra ons om vir 'n oomblik te dink aan die impak van hierdie woorde, om die ware diepte van opoffering te probeer voel. En die vraag wat die skrywer dan vir ons vra, is dit: toon dit werklik die grootste moontlike liefde? Is die opoffering om 'n vriend te stuur dieselfde as om jou eie kind te stuur? En hier is die skrywer se sentrale punt. Die waarde van God se liefde, voer hy aan, word gemeet aan die waarde van die geskenk. Om 'n metgesel te gee is net eenvoudig nie dieselfde as om 'n letterlike geliefde seun te gee nie. En dit bring die hele argument tot 'n hoogtepunt met hierdie bekende vers. Vir die skrywer is daai frase eniggebore seun die absolute sleutel. Hy voer aan dit impliseer 'n letterlike, unieke ouer-kind verhouding wat die opoffering onmeetbaar groot maak. So, ons het die Vader en die Seun. Maar wat van die Heilige Gees? Dit is die laaste stukkie van die teologiese legkaart wat hierdie teks aanspreek. Om die Heilige Gees te verstaan, begin die skrywer deur die woord Gees self te definieer. En die sleutel hier is dat hy dit nie as 'n aparte persoon sien nie, maar eerder as die essensie van 'n wese, sy gedagtes, sy wil, sy gevoelens. Die gevolgtrekking is dus dat die Heilige Gees nie 'n derde goddelike persoon is nie, maar eerder die gedeelde teenwoordigheid,
die lewe, die wese van beide die Vader en die Seun. So dink daaraan soos 'n stroom. Hierdie teenwoordigheid vloei van die Vader deur die Seun tot binne in die gelowige. En dit is in hierdie konteks sê die skrywer dat Jesus die trooster genoem word. En ter staving van sy argument wys die skrywer dan op hierdie data. Hy beklemtoon dat algemene teologiese terme soos drie-eenheid, God die Seun en God die Heilige Gees glad nie in die Bybel self voorkom nie, en vir hom versterk dit sy interpretasie. En dit alles laat ons met 'n finale prikkelende vraag om oor na te dink. As die skrywer reg is dat hoe ons God se identiteit verstaan, ons vermoë om hom lief te hê direk beïnvloed, watter impak het duidelikheid en waarheid dan op die verhoudings in ons eie lewens?